Geliefdes, ek groet u in die Here se naam, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die 10 gebooie. Toe, dit het nou na aanleiding van 'n vraag wat plaasstorie opgekom, die 10 gebooie, toe ek nou besluit het, kom ons kyk na die 10 gebooie, toe het ek gedink, aarde, wat gaan ek nou oor die 10 gebooie sê? Dit is so holdig. Ek wil vir julle sê, ek wens ek het 7 weke oor elke gebod gehad. Ek het begin oplees, en ek het net nie genoeg tyd om te lees nie. Dit is so interessant, om mens ken dit. Ons lees dit nou nie elke Sondag, maar ons lees gereeld die 10 gebooie, ons ken hierdie woorde, maar dit is so wonderlik. Ek dink ons gaan nog baie terugkom na die 10 gebooie toe, maar onder die leidersheid af te sluit, ons het nou begin so in die algemeen met dit, en dan het ons gekyk na die eerste 5 gebooie, en ons het so 2 weke terug gekyk na die 9de gebod. So ek gaan nou vinnig kyk na die ander gebooie, en dan as die tyd toelaat hier aan die einde net so enkele opmerkings maak oor die 10 gebooie. Die Here het, soos wat ons het in Exodus 20 lees, Moses en die mense by die berg gekom en die Here het hierdie woorde gesê. So hierdie is nou nog, Moses is daar by die kliptafels, ek weet nie hoe mense dit moet verstaan nie, want hy het kliptafels gekry, toe breek ek dit, want hy het hom gewik vir die mense, wat hulle vieslike afgoderry gepleeg het. Dis interessant, soos ek sê, mense moet so mooi luister, maar so baie goed, die Here het die eerste geskryf vir Moses, toe hy opgaan, toe moes hy hulle skryf, die tweede keer, nadat hy hulle stukke gegooi het. Daar kry ons in Exodus 34 so 'n bietjie ander gebooie, maar dan, as Moses vertel van hoe die Here met hulle gepraat het in Deuteronomium 5, dan het ons weer basies hierdie 10 gebooie. So, ek gaan die 10 gebooie saam lees, Exodus 20, ons gaan saam lees van vers 13 af. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste of donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort. En dan het die Here Jesus dit vreeslik maklik gemaak. Kyk, die eerste 4 gebooie, die 5de een raak daaraan, gaan oor ons respek vir God en meerderis. Ons respek vir God en meerderis, en dit word vir ons duidelik uitgespel. Hierdie is ons verhouding met ons medemens. Met ander woorde, ek en ons gelyke en dalk mense wat onder ons is. En weet julle, ek bly my verstom oor hoe maklik die Nuwe Testament vir ons sê hierdie gebooie eintlik is. In Matteus 7 vers 12 sê Jesus, alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle. Want dit is die kern van die wet en die profeet. Met ander woorde, wat ek wil hê ander mense vir my moet doen, wat wil ek hê? Ek gaan nou vir julle vertel nie, maar dink vir jouself, wat wil jy met ander mense doen? Ander mense moet ordentlik bestuur voor jou, né? Dan vererg ek my bestuur ek erger as hulle. Nee. As ek wil hê hulle moet ordentlik bestuur, dan moet ek teenoor hulle so optree. Ek wil hê, as ek met 'n besigheidstransaksie besig is, moet mense my nie verneem. Hulle moet, goed wat ek nie van weet nie, gister het ek by familiegeleentheid gepraat oor polisse en die goed. Ek weet van daai goed baie goed. Maar as ek net iemand toe gaan wat vir my 'n polis skryf, wil ek hê hy moet alles op die tafel sit, hy moet eerlik wees met my. Nou gaan ek as predikant na iemand toe met die Bybel, met dit en dat, en wat sê ek? Wat ek sê, moet so eerlik opreg wees, soos wat ander mense wil hê, soos wat ek wil hê ander mense teenoor my moet optree. So dis baie maklik. Ek is in 'n situasie, die bure, ek moet dit nie noem nie, die bure se musiek irriteer alles uit my. Wat doen ek? Ek het in die koshuis dit baie gedoen, as hulle so speel, dan sit ek hier oper musiek aan, en die wat die hoogste gil, en dan sit ek dit so hard, want my hi-fi was groter is. Dan irriteer ek hulle met daai ding, laat gaan mense dit kan, en dan sê ek ja. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Doen aan ander wat jy wil hê, hulle aan jou doen.
Dis wat die Here Jesus gesê het. En ek gaan nou laat ons na 4 van hierdie gebooie kyk en so klein bietjie kyk na wat die Here vir ons daaroor sê. Die 6de gebod is, jy mag nie moord pleeg nie. Hierdie gebod, ek wil vir julle sê, jy kan daaroor gesels, daaroor preek, gaan soek in die Bybel na verskillende goed. Die belangrikste van die 10 gebooie is, ek, wat in 2025 leef, verstaan hulle anders, as wat die mense, die Israeliete, dit verstaan destyds. By die 7de gebod gaan ons dit veral sien. Waaroor het dit destyds gegaan? Dit het destyds gegaan, jy het nie polisie gehad nie, jy het nie hoë landdrosste gehad nie, jy het nie tronke gehad nie. Ek praat van, ek weet nie, volgens in die woestyn, hulle het nie eens huise gehad nie, hulle tente gehad. Nou wat gebeur daar? Daar moet reg en geregtigheid gesit. Dit beteken, misdaad word nie toegelaat nie. Ek onthou, dit was my vreeslik interessant, my skoonpa, hy was 'n soldaat, 'n Hitler-soldaat in die Tweede Wêreldoorlog, en veral toe hulle nou op pad Rusland toe was, toe hy gewond, toe hy na as kruisgevangene geneem. Maar hy sê my vreeslik interessante ding. Adolf Hitler het bepaal dat vir kamerade diefstal word jy onmiddellik tereggestel, sonder verhoor. Met ander woorde, as 'n soldaat van 'n ander soldaat steel, word hy uitgewis, word uitgehaal. Hoekom? As ek my lewe moet opoffer vir my land, vir dit wat ek glo, en nou dit nog hierdie krisis van mense wat met my steel. Wie van julle nog nie onder diefstal deurgeloop? Almal van ons het. Daar's niks wat jou so moedeloos maak nie. Hulle breek in, hulle steel niks, maar jy is so gefrustreerd, so kwaad, want hulle het jou privaatheid binne gedring. Hulle het goed gevat wat joune is. Ek wil nou my pa het vertel, ek het baie gelag vir hom. Ek is toen al op universiteit, so toe was misdaad nou al 'n ding wat ons geken het in Suid-Afrika. Nou ons bure, dis my pa se vernoot se 2 kinders. Die tannie het daar op die hoek gebly skynspoor dat my pa na broer het, aan die kant die Rivaalrivier geboer, en hy kom kuier by haar. En so 3 kwartier later kom die polisie en hulle sê, hoor hier, ons het jou gesteelde bakkie gekry, hy is terug. Hy sê, oos, my bakkie gesteel. Ja, sê hy. Hulle het gery, en toe sien hulle daar ry vreemde mense met Richard se bakkie, en toe trek hulle af, toe sien hulle dit is gesteel, en bring hulle dit terug. Toe sê hy, baie dankie, en hy drink sy tee verder, en hy vat sy bak en ry huis. Nou luister nou, hier kom my pa se ding in. Die mense het gesê, hy het daarvoor gesoek, want hy die bakkie oopgelos het, hy die sleutel in die bakkie vergeet. Hulle sê hy het daarvoor gesoek, dan raak my pa kwaad, dan sê hy het nie daarvoor gesoek nie. Dis sy suster se huis, dis haar, sy paadjie, dis sy bakkie, dis sy sleutels. Wie gee aan ander die reg om in my bakkie te klim, om my bakkie te vat? Julle verstaan daai storie. In die oorlog was die gevoel, as jy van 'n kameraad steel, bring jy die moraal af, so, dan word nie diefstal toegelaat nie. Kan julle dink daar in die woestyn? Hulle het niks gehad nie, hulle seker, hulle die goud en edelstene en silwer wat die Egiptenare vir hulle gegee het gehad, maar hulle kon niks daarmee doen nie. Hulle bakke en kruike gehad waarin hulle van die manna by mekaar gemaak het. Maar as almal in so 'n posisie is en jy het niks en iemand steel van jou, dit breek die moraal af. Selfs toe hulle in die land gekom, nou het jy jou klein dorpie. Wat gebeur in die dorpie? Iemand wat steel, maak almal negatief. En daarom, hierdie gebod is baie fyn geformuleer, jy mag nie moord pleeg nie. As ons kyk na van die ander gebooie, kyk mooi wat daar staan, as jy iemand uit selfverdediging doodmaak, en daardie tyd was dit nie gesien as 'n fout nie. Exodus 22 vers 2. As 'n dief tydens 'n inbraak betrap word en so geslaan word dat hy sterf, is daar geen bloedskuld. Met ander as hy by jou inbreek en jy slaan hom, hulle het nog nie skiet goed gehad nie en hy sterf, dan is jy nie skuldig nie, want jy dit mos nou nie, dis nie moord met voorbedagte rade nie. Dieselfde van 'n ongeluk, Deuteronomium 19. As iemand byvoorbeeld saam met sy vriend in die bos, iemand gaan byvoorbeeld saam met sy vriend in die bos om hout te kap,
En wanneer hy sy arm swaai om die boom af te kap, glip die kop van die byl van die steel af en tref die ander man sodat hy sterf. So iemand moet na een van hierdie stede kan vlug om te bly leef. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat hulle het nie 'n regstelsel gehad nie, so wie het jou onskuld bewys? Dit was die familie se plig om 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand te doen. Met ander woorde om te sorg vir reg en geregtigheid. Nou, julle sien hierdie storie, ons gaan kap, hou die byl glip af, tref die ander man en hy gaan dood. Wat nou? Nou moet daar dus 'n familie, die moordenaar, die doodmaker gaan straf. Maar nou het hulle wat hulle noem asielstede. Jy vlug na daai stad toe, dit is soos 'n plek van veiligheid. Dan vlug jy na daai stad toe en dan kom die familie daar en sê hulle lewer die ou vir ons uit, hy het my neef of my broer of my kind doodgemaak. Dan sê hulle goed, kom ons kyk na die saak. Dan ondersoek hulle die saak. As hy dit as prins gedoen het, lewer hulle hom uit en kan die familie hom doodmaak. As nie, kan hy daar bly, want dit was 'n ongeluk. Met ander woorde, ek wil sê jy doodmaak en jy doodmaak. Doodmaak met voorbedagte rade en dan ongelukke, of as jy dan, ek wil nou amper sê as 'n dief daar kom, dan is dit ook amper soos 'n ongeluk. Dis baie belangrik dat, nou gaan ek weer 'n vloekwoord gebruik, 'n polities verkeerde woord, maar doodstraf was in die Bybelse tyd 'n antwoord. Ons lees in Genesis 9. Daar staan, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, deur die mens sal sy bloed vergiet word, want na die beeld van God het hy die mens gemaak. Dis vir die Here ontsettend belangrik dat ons mense moet respekteer, regverdig behandel, en die ergste wat jy aan 'n mens kan doen is om 'n mens dood te maak. En God sê, dan moet opgetree. Nou, om vandag te praat oor doodstraf is 'n ander Turksvy, maar in daardie tyd was daar nie aan iets anders nie. Hulle het nie trompe gehad om mense in te sit nie, so dat dit so gewerk, as iemand 'n mens doodmaak, is jy skuldig en moet jy, ek wil nou sê, reg moet aan geskied. Interessante geval, selfs as jy medepligtige is, baie van hierdie hofsaake hoor jy van hierdie mense wat die ding beplan het. Julle ken die storie van Dawid en Batseba. Dawid het middagslaapie gehad, toe sy nog deur die slaap te sien as sy buurvrou bad, en die res is 'n hartseer storie. Toe sy agterkom sy swanger, maak Dawid 'n plan om haar man te kry om by haar te slaap, maar dit het nie gewerk nie. Toe stuur hy saam met die man, saam met Uria, 'n brief. En hy sê dat die aanvoerder van die leer moet sorg dat die ou daar veg waar hy deur die vyand doodgemaak word. Dit gebeur toe so. So, wie het vir Uria doodgemaak? Een van die vyand. Wie het gesorg dat hy daarvoor is? Die aanvoerders van die leer. Wie het die opdrag gegee? Dawid. So Dawid kan ons nou baie maklik sê, was my ander onskuld, maar wat sê die Here vir hom? Waarom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te doen in my oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard neergevel. Sy vrou het jy vir jou as vrou geneem en hom deur die swaard van die Ammoniete vermoor. Julle sien Dawid wat dit nie fisies gedoen het, die is net so skuldig. Wat hierdie gebod sê is, dit gaan teen moord. Hoe ons dit in 'n westerse situasie moet hanteer is baie anders. Hoe ons dit in Suid-Afrika moet hanteer, dis verskriklik ingewikkeld. Maar ek wil hê ons moet een ding baie mooi verstaan. Wat jy wil hê ander aan jou moet doen, dit moet jy doen. Met ander woorde, die Here sê, moenie 'n mens se lewe neem. Jesus het nog verder gegaan en het gesê, as jy na iemand toe kyk en jy sê vir hom jou idioot of jou dwaas en nog baie ander woorde, dan het jy klaar in jou hart moord gepleeg. Baie belangrik. Hier in Genesis 9, hoekom moet ons dit doen? God het die mens na sy beeld gemaak. Ek het familie wat ek nie kan verdra nie, hulle irriteer my, hulle skelm, hulle dit en dat. Maar ek moet hulle respekteer, nie vir wat hulle doen nie, maar omdat hulle na God se beeld gemaak is. Gaan ek met hulle beklei? Ja. Gaan ek hulle baie keer sleg sê? Dit is baie keer nodig. Gaan ek toelaat dat hulle in die tronk kom? Baie keer is dit ook nodig.
Maar ek moet onthou, die mens is na God se beeld gemaak en daarom moet ek hom respekteer. Soortgelyk die volgende, ek wil nou vir julle eerlik was, die 7de gebod is die een gebod in die Bybel waarmee ek persoonlik 'n groot probleem. Want ek is baie meer verkrap as wat die Bybel is. Ek het Platteland Noord-Kaap groot geword, so ek het groot geword, hier is die lyne en buite die lyne is verkeerd. Hier staan, jy mag nie egbreek pleeg. Egbreek en egskeiding is nie dieselfde. Hoe hulle die storie verstaan het, is regtig waar in my oë baie diep. Partykeer lyk dit of egbreek en oorspel dieselfde ding is, maar oor die algemeen het hulle gesê, 'n man pleeg egbreek en 'n vrou pleeg oorspel. Ten diepste gaan hierdie gebod oor, jou naaste het 'n vrou, en as jy nou met haar in die bed klim, beskadig jy die eiendom van jou naaste. Dis ek wil al sê die moraal hier. So, dis dieselfde soos, jy mag nie steel nie, moenie iemand anders sy eiendom, sy vrou beskadig. Nou vir my is dit degraderend, maar dis hoe die mense destyds daarna gekyk het. Net om vir julle te wys waaroor dit gaan. In Levitikus 20 lees ons 'n reël wat hier word nou duidelik gestel, as daar iemand is wat oorspel pleeg met 'n vrou, dis nou in een van die min gevalle waar die man oorspel pleeg, waar die woord gebruik word, moet daardie man wat oorspel pleeg met sy naaste se vrou beslis sterf en die oorspeler en die oorspeelster. Met ander woorde, in 'n gemeenskap soos wat ons daar gehad het, as daar 'n verhouding is tussen 'n getroude man en sy buurman se vrou, moet hulle albei uitgewis. Hoekom? Dit is baie kras. Wel, dis die enigste moontlikheid om dit uit te wis. Dis so erg dat ek het daarna verwys, die Bybel sê selfs as kinders nie na hulle ouers wil luister nie, en pa en ma stem saam en gaan na die stadsbestuur toe, na die oudstes, dan word daai kinders doodgemaak. Wat gebeur? Wat is die probleem met Suid-Afrika? Misdaad betaal. Misdaad betaal, jare terug was die statistiek, hulle het gesê dat by die 95ste keer wat iemand iets steel, word hy gewoonlik eers gevang. So, hoekom gaan ek nie steel? Hoekom stop ek by, nou die dag in die spiek op my afgedryf, hoekom stop ek by onderste woord geloop word? Om my tyd te mors. Ons het so gewoon geraak aan misdaad betaal, ons stuur ons nie meer aan reg en verkeerd. As die spoedgrens sê 60 en daar's nie 'n spiekop nie, ry ek ten minste 80. Met ander woorde, ek tree verkeerd. En dit was verskriklik belangrik vir die Here en vir die mense van destyds. Die mense moet leer om reg op te tree. Dis waaroor dit gaan. Jy moet as mense mekaar en mekaar se eiendom nie respekteer nie, en as hulle die huwelik nie respekteer nie, moet daar opgetree word. Wat was die probleem? Die 10 gebooie maak my partykeer so ek raak so gefrustreerd, want ek verstaan die probleem. Wie van julle is al ouer kinders? Dis nou baie kinders, maar wie is ouer as 13? Okay. Jy is nou lankal getroud gewees het, met wie? Jou boyfriend by die skool? Nee. Teen die een met die bure se seun, want pa wil ons plaas moet by mekaar. Op 13, 14 is die kinders aan mekaar gegee om te trou, en as jy dan verlief raak op 'n ander man se vrou, is dit te laat. Wat dan? Dan bly jy in die situasie waarin jy is. Dis 'n moeilike situasie, maar dis hoe dit werk. Wat my ontstel van hierdie gebod is dat hulle nie, ek wil sê die Bybel is vir my nie streng genoeg nie. Kyk na hierdie ding. Wanneer 'n man by 'n vrou slaap en sy is as 'n slavin wat 'n ander man toegesê is. Jy het nou 'n slavin, sy gaan hierdie ander man, as ons nou besig met 'n kooptransaksie, sy is aan 'n ander man toegesê. Maar die vrykooptransaksie is nie afgehandel nie, of vryheid is nog nie aan haar toegeken nie. Moet daar skadevergoeding wees.
Hulle mag nie doodgemaak word nie, want sy is nog nie vry. Wette soos hierdie grief, want daar word onderskeid gemaak. Vir my is, of jy leef, dis nou maar my siening, of jy leef seksueel eerbaar of nie. Hier het hulle gesê, wel, sy is nou 'n jong vrou. Wat is die storie met mense wat swanger, kinders wat saam slaap en raak swanger? Word hulle met klippe doodgegooi? Nee, hy moet bedag. Daar's 'n klomp reëls in die verband. 'n klomp reëls van wanneer moet mense doodgemaak word, as hulle seksueel onrein is en wanneer nie. Ek dink vir my, as 20ste eeuse mens, 21ste eeuse mens wat hierdie gebod lees, ek verstaan hom baie wyer as ander. Hierdie sluit vir my dinge in soos, nie net oorspel en egbreek nie, maar ook egskeiding wat baie sleg is. Dit sluit ook rondom ontslaap, en ek verstaan nie hoe kan die koningshuise die 10 gebooie lees nie, want hulle beskik moes as hulle reg om kinders te hê by hulle vrou en verder kan hulle doen wat hulle wil. Ek verstaan dit nie, en dan sê hulle nog God het hulle aangestel. Dit grief my. Ek glo een man, een vrou. Ek glo dat as jy regtig lief is vir mekaar, gaan dit nie net oor wat jy nie moet doen nie, maar wat jy vir mekaar moet doen, om regtig om te gee, om regtig vir mekaar lief te wees. Liefde in die Bybelse tyd beteken nie 'n gevoel nie, dis lojaal. Nou ouer, as ek hierdie gebod lees, dan is die vraag vir my, hoe lojaal is ek? Teenoor my lewensmaat, teenoor my familie, maar in die algemeen, hoe lojaal is ek? Die 8ste gebod is jy mag nie steel. Nou hier is dit vir my ook baie belangrik, dit wat Jesus gesê het, moenie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen. En die rede daarvoor is, ek hou van hierdie Bybelse idee. Psalm 24, aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin is. Wat ek het, is die Here se. Destyds, rondom die Sabbatgebod, ons deeglik daarna gekyk, tot die grond behoort aan die Here. Die Here gee vir my grond. Ek het nie die reg om te gaan toi, en wat ek al, ek soek nou grond en al die goed nie. Ek het nie die reg om te sê, ek het hierdie ding geërf by my pa, of ek het dit gekoop nie. Die Here gee aan my die voorreg om op hierdie grond te mag wees, en daarom, produktiwiteit is my belangrik. Ek gebruik my grond om iets te produseer waarmee ek die wêreld kan kos gee of wat ook al. Dit wat ek het, my besittings, my bril, my foon, al die goeders. Alles, die wêreld en alles daarop behoort aan die Here. Daarom het ek respek vir 'n ander se eie. Dan steel hulle 'n kaart, dan sê die mense, ag, dit is nou maar net wêreldsgoed, moenie jou ontstel nie. Jy is gelukkig, jy is nie gekaap nie, jy is nie doodgemaak nie. Jy is reg, troos jy my as jy daar is. Nee. Want ek wil vir julle sê, kaartdiefstal, van die hartseerste stories wat ek vir julle kan vertel, is as gevolg van kaartdiefstal. Pas afgetree, gebruik sy pensioen om 'n nuwe kaart te koop, maak goed vir die bazaar, vrou gaan gou by die spaarstelle, toe sy terugkom as die kaart gesteel. 10 jaar daarna as ek uitbrak van dit weg, daar mense se lewe was nog nie by mekaar nie. Toe ek weg is, het die afgetrede man 'n jobbie gekry in Rustenburg, en hy elke keer 'n maand teruggekom as sy vrou toe, wat met die kinders moet skool toe doen. Diefstal is iets verskrikliks. En daarom, dis net logies, respekteer ander mense se goed. Die 9de gebod, hy is op YouTube gesit, die preek daaroor, baie belangrik en interessant. Die 10de gebod is amper 'n samevatting van alles. Die 10de gebod sê, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan die naaste behoort. Interessant, as ons hier kyk, die items wat genoem word, as jy die enigiets ook reken as iets, die mense tel hulle sê, daar is 7 goed wat opgenoem word. Huis, vrou, slawe, slavinne, beeste, donkies, enigiets. 7 is die volmaakte getal, so as ons sê van 7, dan bedoel dit, dis 'n volmaakte opdrag wat die Here vir jou sê, moenie
jou medemense goed begeer. Nou hieroor kan ons ook ure praat, wat is begeer en wat is nie begeer nie. As ek sien my buurvrou het 'n mooi tonnel waar die tomaties mooi groei, en ek wil dit ook graag hê en ek vra vir haar, hoorie, waar het jy dit gekry en ek sit dit vir my op, dan het ek dit seker op 'n manier begeer, maar dit is anders as ek sien haar goed en ek steel dit. Dit gaan nie werk as ek dit terugvat. Maar julle verstaan, dis baie ingewikkeld. Die sleutelwoord hier is die woord naaste. 3 keer kom die woord naaste voor. Hoekom? Dit gaan om 'n gemeenskap. Ek is nou nie baie slim met alles wat op die WhatsApp groepe gesê word nie, maar hoeveel van die misdaad wat hier gepleeg word deur Haakdoornboomse mense gepleeg en hoeveel is mense van buite af? As ek so kyk, ek praat nou met ons huiswerkster en almal, dan sê sy altyd, dis die Nigerians wat kom of is die of is daai. Dit klink vir my, ek mag verkeerd wees, dat die meeste van die misdaad is mense wat van buite kom. Nie mense wat hier is, wat hier bly, wat hier eiendom het. Mense kom van buite af. Hoekom het jy hierdie paranoia parke? Al hierdie ou, ek is nou die dag met iemand wat ek 3 keer my duim moet druk en dan die hele foto's en ek weet nie wat alles. Hulle uitgangspunt is die mense sorg vir mekaar, ons wil nie mense van buite af hê wat moeilikheid gemaak. En dis waaroor dit hier gaan. Israel was 'n groepie mense wat aan die Here behoort het. Die mense kyk skief die opdrag om die nasies wat daar was uit te moord. Julle weet die Here het gesê die Kanaaniete moet uitgemoord word. Hoekom? Omdat hulle nie dieselfde waardes het. En as jy nou mense met goeie waardes en mense met slegte waardes by mekaar laat bly, gaan dit chaos wees. So, vir ons klink dit wreed en daar's baie vrae daaroor, maar dit gaan hier oor die sosiale struktuur van die gemeenskap. Dit gaan daaroor dat ons as mense saam moet sorg dat ons 'n gesonde gemeenskap is, want dan gaan dit met ons goed. Die stories wat jy hoor van, daar was 'n inbraak en die mense in die gemeenskap het saamgekom, die bure almal het gekom om te help. Dis die stories wat 'n mens van hoor. Baie keer as iemand in die straat wat 'n hond verloor het, dan sê ek maar net ek het niks gesien nie. Voel half bietjie stupid om dit te doen. Maar dan dadelik word ons vriende, want dankie dat jy dit vir my sê. Met ander woorde, ons moet besef, of dit hier by die kerk is, of dit jou familie is, of dit in die gemeenskap is. Die enigste manier hoe dit met 'n groep mense goed kan gaan, is as ons sorg vir mekaar, as ons omgee vir mekaar, as ons nie mekaar so goed teen kwade begeer nie, as ons nie die verkeerde dinge doen nie, en dan veral hier kom ons by die eerste 4 gebooie, as ons saam die Here dien. Hierdie hele storie sien ons toe Jesus met die mense gepraat het. Hulle het vir hom gesê, julle moet julle hande was van julle, ek moet nie 7de gebod, dis die 10de gebod, ek het daar fout gemaak. Dan sê die Here Jesus, uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, valse getuienis en laster. Jou hart, dit waaroor jy in die nag lê en top, dit wat jy dink, jy moet dit oppas. Want as jy sulke gedagtes koester, is jy klaar besig om die eenheid in die gemeenskap te breek. Wat is die 10 gebooie? Klink nou 'n maklike vraag, dis regtig 'n vraag waaroor dat dit boeke geskryf word. Die algemeenste opvatting is dat die 10 gebooie half soos 'n kontrak is. Die Here kom en die Here het vir hulle gesê, goed, ek het julle uit Egipte gelei, ek gaan nou ooreenkoms aan, ek sal julle God wees, en hier is hoe julle teenoor mekaar moet lewe. Ons weet daar is in die Bybel, die rabbies het getel, 613 wette. Is hierdie belangriker as die ander wette? Nee, jy kan nie so sê nie, maar dan maak jy onderskeid. Hierdie is 'n tipe van 'n samevatting. Dis so half as jy nou na al die wette kyk, dan kan jy hulle hieronder laat inpas. Dink nou maar aan, ek probeer nou dink aan 'n van die gebooie. Daar's vreeslik baie gebooie, jy mag nie met
jou skoonma of jou stiefma of wie ook al in die bed klim. Dit alles kan ek pas onder die 7de gebod. Daar staan van hoe jy moet optree, jy moet vir die armes sorg, alles, dit kan ek half rondom die gebod, rondom diefstal inpas. Hierdie is nie die enigste wette nie, hulle is nie belangriker as die ander nie, maar as jy hulle hou, gaan jy redelik al die wette hou. So wat Jesus gesê het, as jy die gebod van liefde vir God, liefde vir die naaste, dan hou jy basies die gebooie. Dit vervang dit nie, dis 'n oorkoepelende term. Met ander woorde, in my gedagtes hoef ek nie 613 te onthou nie, as ek die een onthou, doen en ander wat jy wil hê dan jy moet doen, of 2, liefde vir God, liefde vir naaste, of hierdie 10, is die kans goed dat ek sal onthou om die ander te doen. Daar is 'n afskrif van die 10 gebooie in die ark van die verbond wat in die allerheiligste van die tempel was. Dis hoekom mense dink dit was dalk 'n tipe van 'n kontrak, dat die volk sê ons het die 10 gebooie en die God het in die allerheiligste ook die 10 gebooie. Wat interessant is van die 10 gebooie is, hier word nie van straf gepraat. Baie van die ander gebooie sê, as jy dit doen, moet jy doodgemaak word, as jy dit doen, moet jy vergoeding betaal, nie doodgemaak word nie. Hier is so 'n suggestie van die sondes van die vaders aan die kinders besoek, by van die gebooie en in die 5de gebod, dat dit goed met jou sal gaan, maar hier staan nie, as jy steel moet dit gebeur, as jy moord moet dit gebeur. So dis nie 'n lys, dis nie 'n wetboek waar sê, dis die wette en as jy dit oortree, gaan dit en dat gebeur. Dis 'n kwessie van, dis hoe die Here sê, dat ons moet leef. En dis interessant, hoofsaaklik is dit negatiewe formuleringe, daar is net 2 wat positief is. Gedenk die Sabbatdag, eer jou vader en jou moeder. Dit is my interessant, hulle sê, om negatief te formuleer is baie beter as om positief te formuleer. So dacht ek, hoe werk dit? Maar as jy mooi daaroor nadink, as ek sê jy mag nie moord pleeg, kan ek enige iets doen wat nie moord is. Jy mag nie steel nie. Ek mag werk om goed te kry. Ek mag gaan delf, ek mag oor see gaan werk, ek kan enige iets doen, ek mag net nie steel nie. So, die feit dat dit hoofsaaklik negatief gestel word, gee vir ons eintlik baie vry. So, hierdie is nie, ek wil nou amper sê, 'n eng paadjie wat die Here vir ons uitlei. Hy sê, as jy hierdie dinge nie doen nie, 2 wat jy moet doen, dan sal dit met jou goed gaan. Wat interessant is, ek het dit geleer by die mense wat ek in die laaste tyd baie tyd mee spandeer van die professors wat regtig, ek dink hulle weet wat hulle praat, en ek leer dit in 'n Amerikaanse boek ook. Die 10 gebooie is die basiese godsdienstige en sosiale bepalings vir die identiteit van die gemeenskap van Israel. Wie is ek? Ek is 'n kind van die Here. Destyds Israel, vandag ons as Christen. Wat beteken dit? Hier is dit. Ek dien nie ander afgode nie. Ek maak nie beelde van God. Ek gebruik God se naam en eer nie. Ek is 'n sabbatsmens. Ek gun aan ander wat ek myself gun. Ek is iemand wat meerder is respekteer, al is hulle 'n klomp skelms. Ek is iemand wat nie moord nie steel nie egbreek pleeg nie. Ek is 'n eerbare mens en ek is iemand wat tevrede is met wat God vir my het. Dit is hoekom Paulus, dit is so belangrik om hierdie ding te verstaan. As Paulus in Romeine skryf, ons gaan oor 2 weke so terug by Romeine, dan sê hy vir hulle, dit gaan nie om die wet nie, dit gaan om geloof. Wat sê hy dan? Sê hy, julle kan maar die wet oortree? Nee, as jy Paulus lees, dit klink of hy homself bespreek. Paulus sê, nêrens jy hoef nie die wet na te kom nie. Paulus sê, jou identiteit lê nie in die wet nie, maar in Christus. In die tyd van die ballingskap was dit vreeslik belangrik. Hulle het in 'n klomp vreemde volke gebly. Hoe het jy geweet wie is 'n Jood, 'n Israeliet? Hy is besny, hy het die Sabbat gehou en hy het kosher geëet. So jy het hulle myle ver uitgetrek. Hoe ken mense my uit as Christen? Paulus sê, deur jou geloof. So hy kom nêrens en hy sê, jy hoef nie die wet aan nie. Hy sê, die wet is nie meer die bepalings van jou identiteit. So vir my om te sê, ek
is lief vir die 10 gebooie, ek is lief om daarna te lees, dit is vir my heerlik om my te verdiep dan is ek regtig wat eerlik. My identiteit lê in Christus. Jesus het gesê, hy het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, hy het gekom om die wet te vervul. Met ander woorde, as ek nou vir myself sê, daar oor meer gaan as ek, wat gaan ek teenoor hom doen? Wat sou Jesus gedoen? O nee. Jesus het die wet kom vervul, dit beteken baie goed, maar onder andere is my gewys, jy vat. Daarom maak ons ook wat ek ons sommer dood. Wat het Jesus kom doen? Daai goed begeerte. Julle verstaan waaroor dit gaan. Ek is 'n Christen, Jesus het die wet vervul en dit is vir my 'n voorreg om te sê, ek leef in navolging van Christus. En dankie tog dat die Here vir ons die 10 gebooie gegee het, om dit vir ons maklik te maak, om te weet hoe ons moet leef. Mag ons in hierdie week, wat ons dink aan, die mense het gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, en 'n week later, sê hulle kruisig hom. Ja, is nie heeltemal dieselfde mense nie, maar nog steeds. Leenagtigheid. Jesus die hele verhoor en teregstelling berus op bedrog. Laat ons in hierdie ding, hoe verskriklik is dit om sonder integriteit te leef. En hoe wonderlik is om vir mense te sê, hier is die 10 gebooie, ja, van hulle interpreteer ek soos die Sabbatsgebod. Maar ek ignoreer niks nie, ek lewe daarvan, want ek is 'n kind van Jesus wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is, wat ook al